Ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 428. Ek is professor Hans Redlinghuys van die Eerste Gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Ek dink spesifiek aan die boek Die Mens, Siel, Gees en Liggaam, Graf, Doodryk, Hel of Hemel, is die swart boek. Dis 'n moed vir elke huisgesin. Daar's soveel om daar uit te leer, selfs vir u kinders. Van klein kindertjies af. Praat met hulle oor die dinge wat ek daarmee praat. Soos Pa Nick my geleer het van ek 'n kind was van 13 jaar oud. Jy het nie nodig om vir die dood te vrees nie. Jy stap net deur 'n gordyn in die ewige lewe in. Waar die godsdienstwêreld die mense bang gemaak het vir die dood. Nie nodig om te vrees nie. Sou jy belangstel of enige van my ander boeke of selfs die Restoration Bybels? Kontak my by my WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://javashua.co.za, soos hierbo. As jy dalk vir die eerste keer is, jy 'n nuwe kyker is, jy's verskriklik welkom altyd. Gaan na deel 1, begin voor jy reeds 'n magdom inligting gemis. Uiters noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal. Stuur die kontak vir die vriende en die kennisse en almal vriende. Hierdie reeks is lewensveranderend, glo my. Maak seker jy skryf ook pen en papier byderhand het, ten minste 'n 33 Bybel. Kom ons bid saam. Ons is vanmôre vol dankbaarheid vir die genade wat ons uit die hand uit ontvang om as Javiste dan vanoggend weer saam te wees. Wagtend om te ervaar waarmee U ons wil voed vanmôre en wat U vir ons deur die Ruach wil sê. Dankie vanmôre Vader Jaffa vir die genadebloed van Javashua wat ons reinig en heilig, het sy ons gesondig het deur woord, daad, gedagte of handeling. Hou ons rein vanmôre om nou geset te wandel in U. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Javashua en elke Javise. Halleluja. Halleluja. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat dit vanmôre se studie vir die groot seën gaan wees. Halleluja. So besig met Spreuke 22 vers 26. Spreuke 22:26. Hy sê, wees nie onder die wat 'n handslag gee. Handslag is 'n handshake. Handskud. Wees nie onder die wat 'n handslag gee, onder die wat verskuld borg staan nie. Wanneer jy borg teken vir iemand, of dit nou deur 'n handslag is, 'n handshake of kontrak, die woord sê jy mag dit nie doen nie. En glo my, daar's baie kersmense in hulle lewe wat borg geteken het. En weet jy, die ou wat borg teken is altyd die een wat tweede kom. Van die ou wat die skuld gemaak het, op 'n stadium raak hulle weg. En dit is partykeer familie ook. Hulle raak weg. En wie sit met die tamaletjie? Moi. Al was dit die beste handskud gewees en die mooiste beloftes en die mooiste stories. Jy mag nie borg teken nie. Hoekom? Want dit kan jou huwelik veroorsaak, vir ongeluk. Dit kan jou verhouding met Jaffa veroorsaak. En weet jy wat? Dan sê die Satan vir jou, maar dit is die Ruach skuld. Dis die Vader se skuld. Dis almal se skuld, maar dit is nie Satan se skuld nie. En dan is dit te laat. Want hulle kon lê beslag op jou huis en lê beslag op jou kar en jou bankrekening en al die goed. So ons moet luister wat konings
Salomo vanmôre sê, wees nie onder die wat 'n handslag gee, onder die wat verskuld bors staan nie. As jy nie het om te betaal nie, waarom sal jou bed onder jou uitneem? As jy nie het om te betaal nie. Dis eintlik wat hy sê. Jy het skuld, jy het borg geteken. Nou wat doen hulle? Hulle gaan jou bed onder jou uitneem. Jy gaan op die vloer slaap. En 'n ander ou, hy slaap in 'n veerebed. Hy slaap in 'n gemaksig. Hy het 'n ander lewe wat hy lewe. Hy het weggetrek. Hy het nie 'n saak met jou nie. En is partykeer van die mooiste vriendskappe. En die mooiste praatjies en die mooiste beloftes. As jy nie kan betaal nie, gaan jou bed vat. Hulle gaan hom onder jou uitneem. Hy sê die ou grenslyne wat jou voorvaders, daar staan vaders, voorvaders gemaak het, moet jy nie verlê nie. Hoekom nie? Wel, hulle het onder die 613 wette van Moses gelewe. En selfs onder die 613 wette van Moses gesê, jy mag nie bors staan nie. Jy mag nie vir 'n ander een bors staan nie. En ek dink dit is al die tweede of die derde keer wat koning Salomo in die boek Spreuke met ons deel en sê, moenie bors staan nie. Moenie. Nou ek weet, daar's baie dinge wat gebeur is, en ek dink aan myself toe ek 'n jong appie was, vakleerling was, toe ek my eerste kar gekoop het. Jy weet, ons het nie verwysings gehad en al daai goed soos. En my pa het vir my kar gekoop. Op sy naam. Maar daai kar het my pa gesê, hierdie is my kar, tot hy klaar betaal is. En omdat ek in die huis was, het my pa gesê, ek sal sien dat hierdie kar maandeliks betaal word. Omdat daai tyd was dit net dit was onmoontlik. Nou wat doen ons as ons kinders help? Wel, ek sal sê, ons verander nie die woord nie. Want vandag funksioneer ons nie onder die 316 wette van Moses nie. Ek as 'n vader sal nie vir 'n vreemdeling borg teken nie. Nie eers vir 'n ander Javis nie. Hoor jy wat ek sê? Maar my eie kinders, ek dink mense sal dalk anders te kyk na dit. Omdat jy dit kan anders te toepas as met vriende en vreemdelinge. So weet jy wat moet gebeur hier? So ons moet toelaat dat die Ruach HaKodesh ons lei in wat ons hierso doen. En omdat ons 'n waarskuwing reeds het en al ander waarskuwings gekry het deur die Spreuke van koning Salomo, is om nougeset te wandel in die woord, maar te verstaan wat hy sê. Dat as ek dit nie reg hanteer nie, kan daar selfs probleme opduik tussen ouers en kinders. Verstaan ons dit? So ek sal sê op die einde van die dag, om wanneer 'n mens die kinders wil help, moet 'n mens dalk dit 'n gebedssaak maak eers. Dit moet 'n gebedssaak wees. Gaan ek die kind help, of gaan ek eintlik hom in die afgrond inhelp en my verhouding met hom of haar verongeluk? En as ek en u dan op die plek kom waar ons sê, sorry, dit kan nie gebeur nie, dan moet hulle verstaan, dit kan nie gebeur nie.
Dis wat die woord sê. En daarom is ek so bly dat ons het die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, wat ons lei en leer in alle reg en waarheid. Verstaan ons wat ek sê? Want daar's 'n verantwoordelikheid wat met so ooreenkoms, en ek praat nou spesifiek vir jou kinders, kan gebeur. En daar's baie ouers wat vandag lank trane huil, juis omdat hulle vir hulle kinders selfs borg gestaan het. Dis 'n baie moeilike een. Maar die Bybel, koning Salomo sê, pas op, laat jy nie op die vloer gaan slaap nie. Dis wat vers 27 sê. En die ou grenslyne wat vasgemaak is, moet jy nie weer lê nie. Sien jy 'n man wat vaardig is in sy werk? Sien jy 'n man wat vaardig is in sy werk? Wat weet hoe om te beplan? Hoe om sy besigheid te bestuur? Hoe om suksesvol te wees? Sien jy 'n man of 'n vrou wat vaardig is in sy werk? Hy of sy kan voor koning staan. Hy of sy hoef nie voor geringes te staan nie. So wat sê dit? Sien jy 'n man of 'n vrou wat vaardig is in sy werk? Wat eintlik sê, wat staan in die geopenbaarde woord? Wat sê, dis wat die woord sê, jammer, ek kan nie help nie, dis wat die woord sê. En ek kan nie teen die woord gaan nie. Hy sê, daai man en vrou kan voor 'n koning staan, of konings, of presidente staan. Jy kan staan as 'n getuienis voor ander, dat hulle Jafashua in jou en in my kan ervaar. Hy en sy, hoef nie voor geringes te staan nie. Bedoeling, dat ek het nie nodig om my te skaam, of het 'n koning is, of 'n president, of 'n geringe persoon is nie. As ek in die bonatuurlike geopenbaarde woord funksioneer, is my ja, en my nee is my nee. Ek mag nie sweer op dit nie. So as ek in 'n hof staan, vir 'n karongeluk of iets, en daai magistraat sê, sweer, steek jou hand op en sê, so help my God. Nee, ek is jammer. Ek sweer nie. En dit het in my lewe gebeur. Waar ek in 'n hof gestaan het. Steek jou hand op. My ja is my ja, my nee is my nee. En weet jy wat, onmiddellik dwing jy respek af in daai hof. Want meeste van die ouens steek sy hand op en sê, so help my God, hy weet nie wat 'n God nie. Meeste van die tyd het hy nie eers 'n God nie, hy het 'n Baalgod. 'n Klip of hout of 'n ding. So wat maak dit saak? Daar's niks wat sy gewete bind nie. Maar wanneer ek sê, my ja is my ja, my nee is my nee, dan bind ek my gewete aan dit wat ek gaan getuig. So, wanneer ons as Jafiste funksioneer in 'n wêreld waar daar bedrog en bedriegery is en 'n vernekery is, elke dag. Dis die plek waar Jaffa ons wil gebruik om siele gewen te kry vir sy koninkryk. Dis die plek waar Jaffa vir ons geleenthede skep om ook in ons besighede, u besigheid, 'n lig te wees wat uitskyn, waar die mense kan weet dat hierdie man en hierdie vrou is 'n man en 'n vrou van hulle woord. Hoekom? Jy sal geken word deur die soort vriende wat jy het. My pa het altyd gesê, wys my jou vriende, sal ek jou sê hoe's jy. Hy het dit altyd gesê.
Kyk na sy vriende, dat jy weet wat sy lewe lewe hy. En dis waarna ons as Javiste moet strewe. Dat my Javis boedies en sissies, dat ek my nie skaam vir hulle nie. Ek is nie skaam. Ons het 'n baie groot vriendekring. En weet jy wat? Ek het nie skaam as my kinders by ons is en van ons vriende kom in of sê dis pastoor so en so, dis my broer so en so, dit is my sussie so en so. Dis vir ons 'n voorreg om ons vriende vir ander te wys. Hoekom? Ons het nie nodig om ons te skaam nie. Want ons lewe die lewe wat Jaffa van ons verwag. Interessante woord. Kom ons wees hierdie dag 'n getuienis aan 'n verlore wêreld, dat hulle Jafashua in ons ervaar. Tot môreoggend, as Vader wil. Maranatha, Jafashua kom weer. Halleluja.